Hier gaan ons. Die eerste kragtige werking wat die Heilige Gees in jou lewe wil kom doen, en in my lewe, en dis waar dit begin, is die Heilige Gees roep my eerstens tot redding. Hy roep my tot redding. Nou, ons praat gereeld hieroor, in Johannes 16 vers 8, skryf Johannes, en Jesus praat daar, hy sê, wanneer daar is die Heilige Gees, wanneer hy kom, sal hy bewys dat die wêreld skuldig is aan sonde, en dat die reg aan my kant is, en dat die oordeel al gekom het. Nou, ek het daai 3 sinne, daai 3 strofes, net so onderstreep wat jy kan sien. Eerstens, totdat ek nie besef, ek's verlore in my sonde, en ek het die Here Jesus nodig in my lewe nie, kan redding nie plaasvind nie. Daar's nie redding vir my nie, want dan doen ek dit in my eie krag. So, dis die eerste ding wat die Heilige Gees wil doen, is, dis 'n bitter plek om te begin, maar ek moet besef, ek is verlore sonder die Here Jesus, en ek is op pad hel toe, en sonder die Here Jesus in my lewe, kan ek nie gered word nie. Dis die eerste ding wat die Heilige Gees in my lewe wil doen, is, hy wil my oortuig dat ek 'n sondaar is. Maar dan ook, dat die reg aan my kant is, die my in daai vers is die Here Jesus, dat ek kan opkyk na die kruis en sê, Jesus was reg, Jesus was regverdig, Jesus was heilig, en hy het op die kruis gesterf vir my sonde, en hy kan my red, en dan kan ek die oordeel vryspring. Nou, dis waar dit begin. Dit is waar dit begin. Dis waar my pad met die Heilige Gees begin. Dis die wegspringblok, totdat ek nie ja gesê het vir Jesus nie, kan die Heilige Gees niks verder in my lewe doen nie. Ek moet oorgee. Ek moet oorgee vir die Here Jesus. En die groot fout wat ek nie wil maak nie, ek wil nie aanvaar vanoggend, jy is klaar kind van die Here nie. Ek wil dit nie aanvaar nie. Ek wil nie aanvaar, jy sit vanoggend hier en jy het klaar die Here Jesus aangeneem. Want weet julle wat? Meeste van ons, dis die Afrikaner ding om te doen, is om kerk toe te gaan. Nee? Wie van julle het groot geword in die kerk? Wie van julle het groot geword in die kerk? My vriend het dit so goed gestel eendag. Hy het gesê, luister, as jy in 'n kerk gebore is, maak dit jou nie 'n Christen nie. Wie van julle is in 'n hospitaal gebore? Julle is nie 'n klomp drips nie. Dit was sy grappie. Maar en dis die punt. Die feit dat ek groot geword het in 'n kerk maak my nie outomaties 'n gelowige nie. Daar moet 'n plek kom wat ek die Here Jesus in my lewe aangryp en besef, ek is verlore. Ek lewe in my sonde, en dit kan wees dat jy die teesakkie geloof beleef, nie omdat jy weggedwaal het nie, maar omdat jy nooit aan die Here Jesus behoort het nie. En vriende, dis waar ons moet begin, want sien, om kerk toe te gaan elke Sondag is nie goed genoeg om gered te word nie. En tot ek daai ding nie snap nie, kan ek nie die volgende tree gee nie, en kan ek nie die krag van die Heilige Gees in my lewe ervaar nie. Die Heilige Gees bring my in 'n nuwe hoofstuk. Jesus sê vir Nikodemus in Johannes 3, hy sê vir hom, jy moet weergebore word. Nikodemus sê, Here, ek is 'n Fariseer, ek het groot geword soos 'n Jood, ek het alles, ek is die beloofde volk. Partykeer dink ons Afrikaners ook, ons is mos die beloofde volk, né? Wie van julle het groot geword met die idee dat ons is eintlik Israeliete? Ek het so groot geword, en julle nie. Julle het in goeie huise groot geword, hoor my. Ons was die voortrekkers was die nuwe Israeliete. En ons was die beloofde volk. En daai ding kan maak dat ek gedink ek is gered, maar ek het nie 'n verhouding met God nie. En so dis die vraag. Ek vra jou vanoggend hierdie vraag reguit. Het jy werklik 'n verhouding met die Here Jesus? Het jy werklik, as jy jou oë toemaak, kan jy sê, ek weet, ek het 'n verhouding. Want as jy nie het nie, dan sê jy die beginplek. Want dis my hoofstuk, dis waar die nuwe hoofstuk begin, is met die Heilige Gees. Dis waar ek die krag kry, dis waar ek oorwinning kry oor sonde. Maar iewers moet ek besef, die Heilige Gees roep my, en hy trek my, en ek moet oorgee vir die Here Jesus. Amen? Ok, Handelinge 2 vers 40. En ek wil so graag hierdie een van my themaverse maak in my eie lewe, wat Petrus vir die mense sê, laat jou red uit hierdie ontaarde mense uit. As ek vanoggend met jou gepraat het, wel, die woord, as die Heilige Gees vanoggend met jou gepraat het, wil ek hê, jy moet duidelike standpunt in jou lewe inneem, dat jy nie hier uitstap, soos wat jy ingekom het nie. Amen.